Nou vriende, u kan die Bybels vandag oopmaak, ek maak verskoning, ons doen nie ouer gewoonte elke Sondag daarom dieselfde nie, maar ek maak verskoning, ons gaan nie die wet en die geloofsbelijdenis vandag hanteer nie. Ek wil graag met die woord van die Here by u wegspring, en u kan die Bybels oopmaak in die Nuwe Testament by die boek Jakobus. Jakobus hoofstuk 4. Jakobus hoofstuk 4. Nou as 'n mens hierdie boek in ag neem, is nie 'n baie lang boek nie, 'n kosbare boek. Ek dink al die boeke, as jy 'n preek begin en jy sê 'n kosbare boek, dan het jy 66 boeke waarvan jy dieselfde kan sê, maar Jakobus het unieke eienskappe, unieke leringe wat hy vir ons gee, wat ons ook ontvang, en hy praat baie maal spesifiek. En as ek die boek Jakobus so vlug weg, dan begin hy die beproewinge en die versoekinge en dit loutere vreugde wat ons al 'n bietjie deurgewerk het, die aanneming van die persoon en die beheersing van die tong, die nutteloosheid van werke sonder die geloof en die nutteloosheid van die geloof natuurlik sonder die werke. Maar in hoofstuk 3 verwys hy daar van die 13de vers uit na die wysheid wat van bo is en hy wat hierdie wysheid bekom. Maar ek wil vanmôre met u begin by hoofstuk 4. En ek wil vir u hierdie gedeelte kom deurlees. Ons gaan saam lees hoofstuk 4 tot en met vers 12 uit die woord van die Here. So kom ons luister aandagtig na die woord van die Here. Jakobus 4 vers 1. Waarvandaan kom oorloë en vegterye onder julle? Kom hulle nie hier vandaan van julle welluste wat julle lede in stryd voer nie? Julle begeer en julle het nie. Julle pleeg moord en is naaiwerig en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog en julle het nie omdat julle nie bid nie. Julle bid en julle ontvang nie omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welluste deur te bring. Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Of meen julle dat die skrifte vergeef sê, met jaloersheid begeer die Gees wat in ons woon, maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. Nader tot God, en hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. Weeklaag, treur en ween. Laat julle gelag in treurigheid verander word en julle blydskap in bedruktheid. Verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. Broeders, moenie van mekaar kwaad spreek nie. Die wat kwaad spreek van sy broeder en sy broeder oordeel, spreek kwaad van die wet en oordeel die wet. En as jy die wet oordeel, is jy nie 'n dader van die wet nie, maar 'n regter. Een is die wetgewer, hy wat mag het om te red en te verderf. Maar jy, wie is jy wat 'n ander oordeel? Net tot so ver uit die onfeilbare woord van die Here. Ek versoek die manne wat kan staan, om saam met my te staan om te verenig in gebed. Ons Vader, wanneer ons hierdie woorde aanhoor, dan spreek dit tot ons harte. En Here, as ons besef dat dit met ons praat, en nie met die mense in die wêreld nie, dan wil ons vra, Here, dat die woord ons moet oproep tot aksie. En Here, dat daardie aksie altyd interne sal wees. Dat ons nie hier sal uitloop vandag en die wêreld beoordeel vir sy dade nie, maar Here, dat ons vandag sal bid dat die swaard van die Heilige Gees, die tweesnydende swaard,
wat murg en been deurboor, wat op die mens van toepassing is. Here, dat ons wat staan, eerstens dit op ons eie lewens sal toepas. En daarna deur ons gedrag, dit aan ons families sal oordra, en dat die woord in ons lewe mag bring, dat die woord in ons vryheid mag bring, dat die woord die Heilige Gees sal voortbring in ons lewens tot 'n getuienis van U. Word U verheerlik in Jesus se heilige naam. Amen. U kan die sitplekke inneem. My vriende, hierdie is 'n bekende gedeelte wat ek seker in ons eie gemeente ook nie onbekend is nie, maar laat my toe om 'n bietjie met u te gesels oor daardie laaste vers wat ons saam gelees het. En ons kan dit ook gebruik as ons teks van oordeenking. Een is die wetgewer, hy wat mag het om te red en te verderf. Maar jy, wie is jy wat 'n ander oordeel? Ek het nagedink oor 'n tema en ek het op 2 temas afgekom, want daar gaan heel moontlik 2 mense of selfs 3 in die gehoor wees vandag. Die eerste tema is die regter. En die ander tema is wie is jy? Want jy sien, hier gaan dalk mense sit wat sê, maar ek is die regter, is ek. En 'n ander ou gaan by die teks van oordeenking uitkom en sê, maar wie is ek? Wil ek 'n regter wees? Of wat sê die regter van my? Hoe sien ons onsself? Ek dink elke mens het 'n selfbeeld. En ek dink dis duidelik in die samelewing dat mense selfbeelde het. En baie mense het titels. En sommige mense het titels wat ander mense vir hulle gee. Maar as jy by die selfbeeld kom oor wie jy is, kry ons baie maal mense met baie goeie selfbeelde. Ek wil sê 'n gesonde selfbeeld, 'n opbouende selfbeeld. En dan dink ek kry mense soms 'n moedswillige selfbeeld, wat homself verhef, homself opblaas, en meer van homself dink as wat hy moet. Dan kry ons natuurlik die swak selfbeeld. Die persoon wat minder van homself dink as wat hy moet. 'n Mens wat homself minder waardig ag. En ek wil vir julle sê, eendag het hulle op die kweekskool leer hulle baie maal vir jou staaltjies van mense. En daar was 'n opkomende predikant en hy het hierdie kansel bestuig met 'n vaart, met 'n selfbeeld wat getuig het van iemand wat regtig weet wat hy doen. Iemand wat selfvoldaan is aan homself en goed voorbereid is. En toe daardie predikant van die kansel afstap en hy beklou die kansel af in sy neerlaag wat hy in sy boodskap beleef het 'n ouer leraar na hom toe gekom en vir hom gesê, as jy by die kansel opgestap het, soos jy afgestap het, sou jy baie meer sukses bereik het. En dis die ding wat ou leer, en ek dink elkeen van ons leer hierdie tipe lesse. Maar vanmôre wil ek dan nou by u kom pleit, en ek wil vir u kom vra, wie is u? Is u 'n regter? Is u 'n tipe persoon wat na die wêreld rondom u kyk, en wat na die dominee kyk, en na die ouderlinge kyk, en na mevrou kyk, en al die mense in die gemeente, en ons het soveel opinies? Of is u 'n ander soort regter wat sê, Here, vergewe my. Here, lê ag op myself. Want jy sien, vriende, as ons na die Bybel gaan kyk, dan sien ons die Bybel sê tog dat 'n mens altyd by jouself moet begin, en hy begin by daardie mooi gedagte wat Jesus ook deel.
Jesus kom en dan vertel hy 'n gelykenis van 'n man met 'n splinter in sy oog. En dat die persoon met die balk in sy oog probeer om die splinter uit 'n ander persoon se oog te haal. Noodloos om te sê, sal jy seker weet, 'n balk is lank genoeg dat dit langer is as jou arms, en dat jy nie by iemand se oog kon uitkom met 'n balk. Nie 'n stuk stok nie, 'n balk, 'n draadbalk in jou eie oog. Daarvandaan dan ons tema vandag, die regter, of wie is jy? En ons gaan in hierdie gedeelte so 'n bietjie kyk na onsself. En ek wil hê, jy moet asseblief nie vandag hierdie gedeelte gebruik om toe te pas op ander nie. Maar kom ons laat die Heilige Gees toe, sodat ons nie net kan verander nie, maar dat ons kan raak sien, wat is dit wat ek in my lewe kan gebruik tot voordeel van die Here? Hoe kan ek myself verander met die gewaarwording van die Heilige Gees in my eie lewe, sodat ek nie kwalifiseer as 'n regter wanneer ek by die deur uitloop nie. Sodat ek nie kwalifiseer as 'n persoon wat die wet probeer hou en myself skuldig maak aan die wet nie. Sodat ek nie kwalifiseer as die persoon wat van môre hier kom sit het nie. Maar dat wanneer ons hierdie gedeelte bestudeer het en ons by die deur vandag uitloop, dat die woord van God vandag aan ons kon skaaf en skuur wat nie vir God welaanneemlik is nie. En dat ons nie vandag hier met mekaar wil rusie maak nie. Of wonder, wat het nou in die gemeente gebeur as die dominee praat van die stryd en die oorloë. As jy die boek in sy kontinuïteit lees, dan sal jy sien, hierdie gedeelte word toegepas op mense wat God soek. Mense wat van die Here af wysheid inpalm. Mense wat hulle lewens in lyn met God se wil bring. En dis wat ek glo, ons ook vandag hier op onsself moet toepas. En dan begin ek by vers 1 wat ons saam gelees het. Waarvandaan kom oorlog vegterye onder julle? Kom hulle nie hier vandaan van julle welluste wat in julle lede stryd voer nie? Waar kom stryd vandaan? Wie van u het nog nooit stryd beleef nie? Dan gaan ons net gou kyk wie's die leenaar. Alle mense. Ons beleef stryd op 'n daaglikse basis. Ons beleef stryd wanneer ons by die skool ingeskryf word in graad 1. Ons beleef stryd wanneer ons ingeskryf is by die kleuterskool. Ons beleef stryd as ons in graad 8 by die skool aankom. Ons beleef stryd wanneer jy aanmeld vir jou graad 12 eindeksamens. Ons beleef stryd wanneer jy by jou eerste werk instap. Dis stryd. Dis uitdagings, onbekende dinge. Maar as hy kyk waarvandaan kom oorlog, vegterye, dan sê hy, dan gaan hy verder. Wat is die stryd wat mense beleef? En weet jy wie maak een van die lekkerste stryery? Wanneer beklei mense die lekkerste? Wanneer dit oor jouself gaan. Jy sien, as jy daar by die skool kom, en wonder jy, waar kan skoolkinders nou beklei dat dit so erg is? Dan moet jy net op die rugbyveld opstap. 2 eerste spanne teen mekaar. En dan gaan dit oor my ego. Gaan nie oor die skool se naam nie. Gaan nie oor wie gaan sak in die eerste ry nie. Het gaan oor die eie ek. Waarvandaan kom stryd en oorlog tussen julle? Ons beleef almal stryd. Ons het almal probleme. Maar jy sien vriende, dit raak persoonlik wanneer dit by jouself kom. Dit raak persoonlik wanneer dit
jou persoonlikheid aantas. En die vriende van môre, is dit presies wat hier gaan gebeur. Ons gaan nie oor die skool praat nie. Ons gaan nie oor ons stryd by die werk praat nie. Ons gaan oor die stryd praat van jou persoonlikheid. Want ons wil op ander mense afdwing. Ons wil ons persoonlikheid gebruik om ons gemaksone te betree. En wanneer mense kom en ons gemaksones beproef en toets, dan begin ons kop stamp. Dan begin ons stryd met mekaar voer. Nou vra ek u, wil die Here hê ons moet met mekaar stry? Wil die Here hê dat ons eie egos en ons eie, en ek weet ons het goeie persoonlikhede in die kerk, ons het baie goeie persoonlikhede, maar daardie persoonlikhede moenie met mekaar stryd voer nie. Hy sê dit kom oor welliste. Nou welliste is nie 'n mooi woord nie. Baie keer het dit 'n seksuele konnektasie. Maar kom ek wil dit 'n bietjie uitdryf. Dit gaan nie net oor die konnektasie nie, maar dit gaan oor ek. Niemand is wellustig en hoop dat dit met iemand anders goed gaan nie. Die wellus gaan persoonlik rondom jouself. Jou eie bevrediging. En stryd kom deur die wellus in julle liggame, omdat jy net uitkyk vir jou self. Want die eie ek kruip en bekruip die troon en wil op die troon sit, en niemand moet dit waag om van die troon af te stoot nie. En vriende, ons hoort nie op die troon van ons harte nie. Daarom die wet. Wat is die wet? Wat ek moetswillig nie vir u gegee het vanmôre nie. Wat is die wet? Wat is dit wat ons moet toepas? Die vegterye kom onder ons as gevolg van ons persoonlike oortuigings. Ons persoonlike gevoelens. As ons laasweek se boodskap vat, dan sal ons onthou dat ons vir die Here soms wil sê hoe mense tot bekering moet kom. Ons wil vir die Here sê op watter manier en wanneer, hoe dit ons pas. Waar vandaan kom stryd onder julle? Waar vandaan al hierdie probleme? Die stryd kom in ons omdat ons eie wil laat geskied. Julle begeer vers 2 en julle het nie. Julle pleeg moord en is naaiwerig en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog en julle het nie, omdat julle nie bid nie. En wat 'n mooi gedagte. U sien, want vers 3 brei dit 'n bietjie uit, maar laat my toe om dit so bietjie in te kleur. Waarvoor bid ons? As ek vir u vandag of hierdie week 'n boekie kan gee, en ek vra vir u, gaan huis toe en elke keer as jy bid, maak net vir my 'n nota, waarvoor jy bid. Nou meeste van u gaan volpunte kry vir wanneer ons eet. Meeste van u gaan volpunte kry, dankie vir die kos. Ek is in my hart oortuig, dis waar. Ek wil ook sê op daai selfde lys gaan ons meeste van u 'n aandgebed hoor. Dankie vir hierdie nag en ek gee die nag aan u. Ek dink so. En meeste van u dalk wanneer jy opstaan en as jy nou al ouer is, dan is jy eintlik bly die voete beweeg. En as jy so omdraai en hulle val uit en jy kan opstaan en badkamer toe loop en jy nog dankbaar. Dis lekker. Dankie Here. Maar as ons nou met mekaar eerlik is en ons gaan maak die lysie, hoeveel op die lysie gaan oor
ander mense? Hoeveel op jou lysie? Julle bid, maar julle het nie. Hoeveel op die lysie, op die tyd, die uur wat jy hierdie week spandeer in gebed, hoeveel van daardie uur gaan oor ek, my kos, my slaap, my veiligheid. Ek. En hoeveel dankbaarheid? Ja, ons is dankbaar. Maar as die Bybel sê, julle begeer, hoeveel van ons begeer vir iemand anders? Ons begeer, ja. Ek sê altyd vir die mans, moenie sleg voel nie. Die Bybel is baie duidelik met die 10de gebod. Jy moet jou naaste se os, se esel, se vrou, wat al hierdie goed moet jy nie begeer nie. Maar hy het niks gesê van Ford en Mercedes en Ferrari. Die garage het goed, die goeds in die mark. Dis nie eiendom nie, dis koopbaar. Jy kan dit aanskaf. Daar's niks fout om te sê, joh, ek sal graag tot daar wil werk. Ek sou graag eendag my eie huis wou hê nie. Ek sou graag, maar om 'n ander ou se huis te begeer, nee, dis nie nodig nie. Maar hoeveel van ons gebed gaan rondom ons begeertes? Ons sukses. Here, laat my net suksesvol wees by die werk. Laat ek net hierdie onderhoud kry. Laat ek net hierdie. Laat ek net daai. Ek wil net hier geluk. En ons van u wat ook maak soos ek, op pad werk toe of op pad iewers heen, ag Here, help my net op hierdie pad, help my net uit die ligte, ek is laat, laat die robotte net, laat ek net deurkom. 'n Gebedslewe. Waarvandaan kom oorlog? Vegterye onder julle? Waarvandaan kom dit? Welluste in onsself, begeertes vir onsself, eie ek, net ek. Julle bid, maar julle kry nie. Want alles wentel rondom jouself. Eie ek. Eie ego. Eie vreugde. Wie van u kan die wet onthou? Wie van u kan die wet onthou? Jy moet die Here jou God lief hê. Met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy kan, mag, moet jou naaste lief hê soos jouself. Dis 'n vereiste. Nou as ek dan 'n wiskundige som kan maak en ek sê 50 is gelyk aan 50, dan is die twee gelyk aan mekaar. Sou jy saam met my saamstem? 50 en 50 is gelyk aan mekaar. Nou as God die Vader sê, jy moet my lief hê, dis die eerste gebod met jou wese en alles wat in jou is, en jy moet dit met my vergelyk, die liefde teenoor jou naaste, en ons bring jou gebedslys net tafel toe, en ons sien jou hart word openbaar in jou gebed, dan gaan jou gebedslys vir jou iets leer van jou innerlike wese, en dat die innerlike wese besig is om te probeer voordeel trek. Die innerlike wese is nie besig om 50 aan 50 gelyk te stel nie, want jy sien die naaste ontbreek. Dis hoe hy sy vers begin. Waarvandaan kom hierdie stryd? Waar kan dan, want dit gaan rondom jouself. En ons moet na onsself kyk. En jy weet wat? Ons moet ons gebedslewens 'n bietjie aanpas. Ek wil vir u vra, en ek weet hier's baie oumas en oupas wat vandag hier baie trots sit. Hulle borste het eintlik uitgerek. Ek het hulle gesien van hulle.
toe ek nou oor die gebed praat, en nee, maar ek bid nie net vir myself nie. 80% van my gebed gaan oor my kinders en my kleinkinders. 80. Ek bid nie net vir myself nie. Jou kinders en jou kleinkinders is 'n verlenging van jouself. Hulle geluk het baie te doen met jou geluk. En hoe beter dit met hulle gaan, hoe beter gaan dit met jou. Hoe beter gaan dit finansiëel met jou. Dis net hoe dit is. Wanneer laas het jy vir iemand gebid waar jy geen finansiële voordeel sal hê nie? Wanneer laas het jy vir iemand gebid? Wanneer laas het jy skade gelei om iemand anders voor jou in te stuur? Julle bid en julle ontvang nie omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welluste deur te bring. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. Watter soort persoon is u? Is u 'n regter? Is u 'n persoon wat die wet probeer hou? Of probeer u maar net in die eie reg, u eie wil afforceer en almal rondom jou so manipuleer dat dit met jou en jou mense goed gaan? Wat van die ander? Wat van die verlorenes? Wat van die mense rondom jou? En hier kom die Bybel en hy maak 'n baie erg krasstelling. Egbreeksters, meervoud, manlik en vroulik. Die manier waarop jy net na jouself kyk en die selfsug wat jy toepas, waar jy jouself vereer in steede van God, want jou gebed gaan nie oor God nie, dit gaan oor jouself. Verhef jy jouself as 'n status voor God en God beskrywe dit as egbreek. 'n ander naam, hoerery. Ons moet afsny wat nie soos Christus is nie. Wat het die Here Jesus gebid aan die kruis? Here, vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Wat sê ons? Laat hulle brand. Wat sê ons? Hoe tree ons op? Altyd eiesinnig, eie wil. Ons moet ons gebedslewens laat wentel rondom die Vader, onsself en ons naaste. Want wat sê die groot gebod? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand, en jy moet jou naaste lief hê. Nee, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So jou gebedslewe moet net ingedeel word in 3. En as mens nou 100% kon vat en jy deel dit deur 3, dan gaan jy 33.333 kry op die einde. So 1/3 van jou gebed gaan oor God. 1/3 van jou gebed gaan oor jou verhouding met jou naaste, oor sy behoeftes en sy begeertes en sy toestand. En 1/3 gaan oor jouself. So in jou gebedslewe moet jy jou bevind op 'n plek waar net 1/3 aan jou bestee word en 2/3 aan die Vader en aan ander. Want hy sê, hierdie gebod gestel hy gelyk aan. Nou as jy wiskunde wil doen, dan kan jy dit eintlik anders te opdeel in 2 halwes. God is 1 totale halwe. En die mens en sy liefde aan sy naaste is die ander halwe. Jakobus vra 'n vraag en vra, wat is die probleem? En die probleem lê by myself. Die probleem lê by my. Dis wanneer ons vir onsself iets toeëien.
Egbreekers en egbreekers, weet julle nie dat vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Wat beskryf hy eintlik? Wie is die vyand? Hy wat met die wêreld omgang, hy wat die wêreldse begeertes in sy hart koester. Wanneer jy jouself bo ander mense stel, is jy besig met die wêreldse begeertes. En dan is God nie op die plek waar hy moet wees nie. En die naaste wat in jou lewe is ook nie op die plek waar hulle moet wees nie. En wie se skuld is dit? Julle bid, maar julle bid verkeerd. Julle bid, maar julle kry nie, want julle bid nie reg nie. Waarmee en waarvoor bid ons 100% van die tyd? Vers 5. Of meen julle dat die skrifte vergeefs sê, met jaloersheid begeer die Gees wat in ons woon? Vriende, ek hoef nie vandag vir u te leer hoe om te bid nie. Dis nie my taak nie. Die Here Jesus het sy disippels gebid en Johannes het sy disippels geleer, want Johannes het syne geleer. Maar weet jy wat gebeur wanneer die uitstorting van die Heilige Gees plaasvind? En eintlik het dit plaasgevind op Pinksterdag 2000 jaar terug? Weet jy wat gebeur wanneer 'n mens onder sonde oortuiging kom? Wanneer hy besef hy's 'n verlore sondaar en God aan hom wedergeboorte skenk deur genade. Hoekom? Want hy kom tot bekering. Het jy geweet dat wanneer iemand tot bekering kom, dat God hom regverdig? En nadat hy hom die regverdigmaking gee, die wedergeboorte gee, het jy geweet dat God die Gees, die Heilige Gees wat op die planeet uitgestort is, dat daar die God in jou woning maak en dat hy tot die Vader spreek en tot die Seun met onuitspreeklike sigtinge, dat ons onsself moet stil bring voor die Here, dat ons in gebed voor hom kan gaan, sodat die Heilige Gees u kan lei in gebed, om stil te word voor God, sodat jy met God verenig kan word, nie deur jou eie welliste. Here, help my met dit, Here, help my met dat. Here, wat is u wil vir my naaste? Here, wat is u wil vir hulle rondom my? Jy moet jou naaste hoër ag as jouself. Die Heilige Gees, vriende, is hier. Die Heilige Gees wil ons help om te bid. Die Heilige Gees wil ons leer hoe om na die Vader te nader. Vers 6. Maar hy gee groter genade. Daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Vriende, ek vra u, wil u 'n regter wees in hierdie môre? Wil u self beoordeel van môre? Wil u self meet aan die standaard waarmee die woord ons meet? Ons is so lief om kommentaar te lewer, en as jy die gedeelte gaan lees, dan gaan jy sien die probleem met die tong, die beheersing van die tong. Ons is so lief om op en aanmerkings oor ander mense te maak, in steede daarvan om voor die Here te gaan buig vir daardie mense, om voor die Here te gaan inknak oor die toestand van ander mense. Hoe, Here, ek laat my dink aan daardie gedeelte waar die fariseer in die tempel inloop en hy sê, ag Here, dankie dat ek nie soos hierdie ou is. Wat sê die Here? Aan die nederiges gee hy genade. Ek pleit by u vandag dat u gebedslewe moet verander. Ek pleit by u vandag dat wanneer u by daardie deur uitloop, 66-70% van jou gebed
nie weer oor jou sal gaan nie. Jou eie genot, jou eie bevrediging, jou eie geluk, jou eie vrede, jou eie finansies, jou eie gesin. Maar laat die Vader sy regmatigde plek in jou lewe inneem en dat jou naaste hulle plek in jou lewe mag inneem, sodat ons mag bid en ook mag ontvang van hom wat wil gee as ons reg bid. Vers 7 sê, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Een van die lekkerste versies in die Bybel. Weerstaan die duiwel. Dis so lekker. Maar weet jy vriende, my persoonlike ervaring met dit is, as die duiwel kom, dan gryp jy hom en dan omhels jy hom en jy is so bly, hy is uiteindelik hier. Jy is so bly, daar is uiteindelik 'n geleentheid om sonde te doen. En dan doen jy daai sonde. Dan ontwikkel dit. En dit dra vrug. En jy leef in daai toestand van jou eie begeertes. Jou eie belange. Uiteindelik kan ek weer op my troontjie klim. Ek wil die baas wees van hierdie huis. Ek wil die baas wees, vriende. Daar is slegs een. En sy naam is Christus. Hy is die hoof van hierdie kerk en hy is die hoof van elke man. En elke man wat sy huis reg regeer sal weet, hy is die koning en die priester en hy doen verantwoording aan God. Ons moet onsself aan God onderwerp. Weerstaan die duiwel, moenie hom 'n drukkie gee wanneer hy by die voordeur aankom nie. Moenie hom 'n drukkie gee wanneer hy op jou selfoonskerm verskyn nie. Moenie vir hom 'n drukkie gee wanneer hy by besigheidstransaksies instap en so dankbaar wees vir dit nie. So bly om te kan bedrieg, so bly om 'n geleentheid te hê. Hy sê as jy jou onderwerp aan God in vers 7, weerstaan die duiwel en hy sal van jou af wegvlug. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer julle harte, julle dubbelhartiges. Dis verskriklike woorde, vriende. Dis nie eers lekker om dit te lees van die kansel af nie. Dis nie lekker om dit te hoor nie. Maar as die Here sê vir die kerk, hou op om dubbelstandaarde te hê. As die Here sê vir die kerk, maak jou skoon, was jou hande, raak ontslaaf van die dinge waarmee jy besig is, wat God nie vereer nie. Probeer dinge van die wêreld eenkant toe stoot, sodat God sy geregmatigde plek in jou lewe kan hê. Sodat jou naaste se regmatigde plek gelyk is. Want jy moet jou naaste lief hê soos wie? Net soos jouself. Net soos jouself. Verander jou gesindheid, sê hy in vers 9, weeklaag, treur en ween. Laat julle gelag en treurigheid verander word en julle blydskap in bedruktheid. Nou, jy kan nou hier vandag hier sit en sê, ek verstaan dit nou glad nie. Eers moet ek bid en ek moet vir al die mense bid en ek moet lief wees en alles en dan ewe skielik moet al my gelag verander. Kom ek sê u hoekom? Want as ons net vir 'n oomblik gaan besef, wat ons doen, dan kom ons agter maar dit gaan oor onsself. Het gaan oor ons eie egos. Het gaan oor ons eie manier. Ja, maar hoekom moet ek hartseer wees? Hoekom moet dit alles nou net sleg wees? Kom ek vra jy 'n vraag. Wanneer jou kind na jou toe kom en hy het 'n probleem, kom ons sê hy het sy arm gebreek en hy kom daar by jou. Hy sê, "Hi pa, kyk, my arm is gebreek." Is dit iets om oor te lag? En nou vra ek u, die mense wat u moet lief hê,
soos jy jouself liefhet. Hoe gaan dit met hulle? Hoe gaan dit met hulle gebedslewe? Hoe gaan dit met daai mense se huwelik? Hoe gaan dit met hulle kinders? Hoe gaan dit by hulle werk? Hoe gaan dit met hulle gesondheid? Deur watter omstandighede beweeg hulle? Dra ons naaste op ons harte. Jy al by iemand se huis ingestap na die begrafnis, dan gaan vertel jy vir die man 'n paar grappe. Moenie worry nie. Is okay. Of huil jy saam met hom? Ween jy saam met hom? Wat is die toestand van hierdie aarde, vriende? Wat is die toestand van die mens? Ons het geen rede om te lag nie. Ons vreugde is in die Here. My vreugde is in die Here. Ek is absoluut verkook deur die Here. Maar wanneer ek dink aan ander soos aan myself, dan besef ek, daar is 'n nood in hierdie wêreld wat aangespreek moet word. Daar is 'n nood in Suid-Afrika wat aangespreek moet word. Daar is 'n nood in hierdie kerk. Daar is 'n nood in hierdie dorp wat aangespreek moet word oor die toestand van ons mense. En as ek sê ons mense, dan bedoel ek almal wat in hierdie land is. Daar is 'n tyd om fees te vier, daar is 'n tyd om nie 'n fees te vier nie. In die volgende vers 10 sê die Bybel, verneder julle voor die Here en hy sal jou verhoog. Verneder jou voor God. Buig voor die Here neer vir jouself en vir jou verlore toestand. Vir die toestand wat jy nalat om God op sy plek te sit en jou naaste op die plek waar hulle hoort. Buig neer voor die Here en verhef hom. Rou klaag oor jouself. Vers 11, broeders, moenie van mekaar kwaad spreek nie. Want die wat kwaad spreek van sy broeder en sy broeder oordeel, spreek kwaad van die wet en oordeel die wet. En as jy die wet oordeel, is jy nie 'n dader van die wet nie, maar 'n regter. Ek het hierdie diens begin en ek het vir julle gesê, ek het 2 temas, ek het 'n regter en ek het 'n wie is jy. Nou moet ons onsself vra, wie van ons praat nie kwaad nie? Wie van ons sê nie dinge van ander mense nie? Want die Bybel sê, in konteks van dit wat ons nou geleer het, is hy wat op en aanmerkings oor ander het en vir hulle wil kwaad word, hy is 'n regter. Dink u ons moet regters wees in hierdie hoedanigheid? Dis nie vir jou voordelig om 'n regter te wees nie. Dis nadelig vir die Vader, vir jouself en vir hulle rondom jou. Ons moenie van mekaar spreek nie. Een is die wetgewer, hy wat mag het om te red en te verderf. Maar jy, wie is jy wat 'n ander oordeel? Jesus Christus, God die Vader en God die Heilige Gees, dit is God. Ons God, God drie-enig. Daar is niemand bo hom nie, daar is niemand soos hy nie. Hy is die enigste. Hy is die Alfa, hy is die Omega. Hy is die regter. Hy is die beginsels, die volëinding van alles.
Wil u lynreg met God in oppositie wees? Daar is een regter. Een. Ons wil nie regters wees nie. Ons moenie regters hê nie. En as ons regters is, dan moet ons dit nou neerlê, voor ons by die deur uitloop. En as ons kwaad praat, wat moet ons doen? Verander ons gesindheid. Verander ons gesindheid. Stel God eerste. Stel jou naaste gelyk aan jouself. Bid in daardie volgorde. Buig voor die Here, sodat die Here ons kan seën. Sodat ons kan ontvang wat hy vir ons wil gee. God wil vir ons versorg. God wil ons seën. Maar God kan nie sonde seën nie. Hy kan nie egbrekers en egbreeksters seën. Hy kan nie. God handel nie met sonde nie. Hy werk nie met sonde nie. Hy verwerp dit, hy het sy seun aan die kruis laat hang vir sonde. En ons kan daarom nie met sonde handel en sy teenwoordigheid in beweeg nie. Ons moet rein wees. En ons gaan rein wees wanneer ons naaste vryspreek, soos wat God ons vryspreek. Mag u gebedslewe radikaal verander. En mag u God soek in gebed. Mag u vir 'n oomblik stil bly en die Heilige Gees toelaat om deur jou tot die Vader te spreek met onuitspreeklike sigtinge. Laat ander mense se omstandighede so swaar op jou hart lê dat dit jou wakker maak om vir hulle te bid. En nie vir jouself nie. Sodat ons voor God regverdig kan staan. Dat ons God kan behaag as Christene. Dit gaan lankal nie meer oor ons nie. Dit gaan oor hom. En as ons reg optree, reg ons naastes benader en God eer, kan God deur ons lewens vir ons lei tot op hoër hoogtes, tot ons eie eer, tot sy eer. Amen. Kom ons sit so en sluit ons die oë. Dierbare Here Jesus, Here, ons kom buig voor U neer in hierdie môre. En Here, U woord praat met ons en dit vermaan ons. U woord leer ons. Here Jesus, ek wil kom vra dat U Heilige Gees wat uitgestort is, wat teenwoordig is op hierdie planeet, en wat ook hier teenwoordig is nou. Ek wil kom bid en vra dat die Heilige Gees in ons harte sal kom werk. Dat ons U mag behaag. Ons wil bid en vra, Here, dat U ons harte sal aanraak. Dat dit nie meer oor onsself sal gaan nie, maar oor U. En Here, dat ons ander sal ag, soos ons ook onsself ag. Here, vergewe ons menigte oortredinge. Vergewe die manier waarop ons selfsugtig net vir onsself bid. Vergewe ons, Here, wanneer ons met ons welluste na U toe kom en in ons eie begeertes en daardie welluste wil uitleef. Maar Here, ek kom vra dat U ons harte sal verander. U wat die regter is. U wat by mag is om te verderf. U wat by magte is om te red. Here, dat U U hand oor ons sal beweeg en dat U ons teer opsoekend sal maak na U Gees.
En Here, dat daardie Gees van God in ons harte sal werk. Dat ons U sal behaag met ons lewens. Dat ons op so 'n manier hier sal optree en in die wêreld daar buite, dat dit 'n daadwerklike verskil sal maak. Dankie dat U woord vir ons gegee is. Dankie Here dat dit skerper is as enige tweesnydende swaard. En Here, dankie dat dit op ons 'n effek het. Word U verheerlik in ons lewens. Ons wil kom bid vanmôre, Here, vir hulle wat nie hier is nie. Ons wil kom bid vir hulle vanmôre wat in hierdie dorp rondom ons is, wat in die strate lê, aan die dronkaards, die dwelmverslaafdes, die ryk mense, die siek mense. Ons wil hulle omstandighede aan U kom opdra en vra, Here God, dat U Gees hulle sal kom besoek in hierdie môre. So vra Here dat U Gees ons sal dryf om vir verlore sondaars te bid. Dat U Gees ons sal dryf om vir hulle wat siek is, hulle wat arm is, hulle wat daar in die plakkerskampe hier rondom ons sit met niks om te doen nie. Geen werk nie, geen kos nie, geen lopende water nie. Here, en dan kla ons as die krag afgesit word. Dan dink ons net aan ons eie begeertes en ons eie behoeftes. Here, ons skiet so ver tekort. Wil U nie vir ons kom ontmoet nie, asseblief. Help ons om ontslae te raak, om weg te vlug van die duiwel. En Here, dat hy van ons sal wegvlug. Dat ons U sal behaag met ons lewens. Ons bid dit in Jesus se heilige naam. Amen.